Ons groet u in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het en ons is bevoorreg in hierdie oomblik van tyd om in gebed tot die Vader te gaan. Terwyl ons weet dat Jesus Christus vir ons die weg voorberei het en die troonkamer vir ons toeganklik gemaak het deur sy soenverdienste en sy soendood aan die kruis. Daarom kan ons met groot vrymoedigheid van hart in hierdie oomblik van tyd kom tot die troon van genade, nie net alleen met ons versoekskrif en met ons hartse begeerte en verlangste nie, maar eerste bo alles om die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te verheerlik, om hom te vereer vir wie hy is en wat hy ons gemaak het, deur die liefde van die Vader, die genade van die Here en deur die leiding van die Heilige Gees, ons leidsman en die volleinder van ons geloof. Wat 'n wonderlike voorreg om net saam met ons dan in hierdie oomblik van tyd jou hoof te buig, jou oë te sluit, sodat wanneer ons saam bid dat daar niks is van buite af wat jou aandag gaan aftrek nie, maar kom ons fokus net vir 'n paar oomblikke op dit wat belangrik is, naamlik die grootheid en die almag van die Godheid. Kom ons bid saam. Beminnelike Vader, U is wonderbaar. Wat 'n wonderlike voorreg om U te kan ken. Om U te kan ken as onsse Vader wat in die hemele is. U is nie ver nie, U staan nie apaties van ons as mens nie, nee, maar U liefde is omvangrijkend en so baie dankie vir die wonderlike voorreg om te kan weet dat ons met groot vrymoedigheid van hart voor U kan staan in hierdie oomblik van tyd en dankie dat ons eer kan bring aan U wonderlike naam vir wie U is. U is wonderbaar. Dankie vir U liefde wat onbeskryflik groot is. Dankie dat U liefde aan ons meegedeel het en dankie dat ons dan in hierdie oomblik van tyd kan kom en dat ons voor U kan neerbuig en sê ons het U hartlik lief. Ons het U lief omdat U ons eerste lief gehad het en U het die liefde aan ons bewys om vir ons die beste van die hemel te offer. Aan die kruishout van Golgotha het Jesus, die offerlam van God, sy lewe vir ons gegee en alles het sy geboorte gehad in U Vader hart. Baie dankie dat ons in hierdie oomblik van tyd net kan kom en dat ons U kan vereer en U naam kan verheerlik. Dankie dat U 'n Vader is wat omgee, 'n Vader is wat belangstel, 'n Vader is wat sorg dra en so eer ons U dat in hierdie oomblik ons kan neerbuig voor die offerlam van God wat gekom het om die sonde van die wêreld weg te neem. Dankie Here dat U bereid was om U heerlikheid in die hemel te verlaat en vlees aan te neem en onder ons te kom woon en dankie dat U bereid was om die pad te stap tot by die kruis, bereid was om U lewe vir ons te offer. Soos 'n lam was U gelei na die slagplek, soos 'n skaap was U stom voor die skeerders gewees. U het die mond nie oopgemaak nie, want Here, U het 'n ver gesig gehad. Baie dankie dat U ons raak gesien het toe U aan die kruis die prys betaal het. Dankie dat ons op U gedagtes was toe U daar U lewe vir ons gegee het, sodat ons kan lewe in hierdie oomblik van tyd. En so eer ons U vir U genade wat oor elkeen van ons se lewe wyd uitgebrei is. Here, nie net alleen oor ons as individu nie, maar oor ons huisgenote, oor ons familielede, oor ons kollegas, oor ons vriende en vriendinne. Ag Here, U genade is so groot. Daardie onverdiende guns, daardie gawe, daardie geskenk, genaamd genade. Genade onbeskryflik groot sal ons dit noem. Baie dankie dat ons deelgenote kan wees. Terwyl ons staan onder U genade, eer ons U dat ons U kan ken as die Skepper Heer. Dankie vir die voorreg om U te kan ken as die Here wat 'n woord gespreek het en die steine tot stand geroep het. Die Here wat 'n woord spreek en die stormgety stil maak. Die Here wat 'n woord spreek en die wind gaan lê en die golwe word stil. Baie dankie Here dat ons weet dat U so belangstel in ons as mens, dat U wat die kenner is van die hart en U wat die proewer is van die nier. U ken elkeen in die detail, in elke faset van ons menswees en daarom ken U daardie behoefte, U ken daardie begeerte en verlangste en U is bewus van daardie omstandighede, het sy of dit gunstig of ongunstig is, Here, as daar miskien golwe en stormgetye in daardie verhouding is, eer ons U, dat U staan op in daardie lewensboot
van daardie verhouding, en dankie dat U net kalmte bring. Dankie Here, U spreek 'n woord, en dankie dat U wonderlike vrede word losgelaat in elke omstandigheid. Daardie vrede wat die verstand van die mens te bowe gaan. Ag Here, U is wonderbaar, en ons eer U vir wie U is, en ons sê vir U dankie vir dit wat U ons gemaak het deur U wonderlike genade, en dankie dat ons in hierdie dag kan bely dat ons die geregtigheid van God is, nie in onsself nie in ons werke nie, veel ver daarvandaan Here, maar ons is die geregtigheid van God in Christus Jesus, ons Here, ons verlosser en ons saligmaker, en so eer ons U dat ons U kan ken, as die Skepper Heer wat almagtig is. O, U is die Here wat 'n woord spreek, en dankie dat U omstandighede kan omdraai en gunstig draai, Here, as dit negatief is, en dankie dat U dit wat mooi is, nog mooier kan maak. Ons eer U, want U is groot in krag en groot in mag, en omdat ons U ken, dank ons U, Here, dat U alomteenwoordig is. Dankie dat ons weet dat U so naby aan ons is, soos hierdie gebed wat ons nou bid in hierdie oomblik van tyd, en meer dan dit weet ons, Here, dat U is die Here wat die ongebore dae, maande en jare ken, en alles is in U mag om dit mooi te maak. Daarom dank ons U dat U ons voetstappe rig, Here. Dankie dat U lei ons langs 'n gebaande weg, en so eer ons U vir die soete Heilige Gees. Dankie Here vir die Gees wat in hierdie tyd ons leidsman is, in hierdie tyd vir ons die rigtinggewer is, in hierdie tyd ons sensitief maak vir die inspraak en die leiding wat kom vanuit die Vaderhart, wat geopenbaar word deur die genade van die Here, en wat kom in ons rig, en wat ons lei deur die Gees en deur U kosbare woord. Baie dankie dat ons sensitief kan wees vir U inspraak, Here, dat ons nie een kosbare goue geleentheid wat U ons pad langs stuur sal laat verbygaan nie, maar dat ons dit sal omarm met dankbaarheid en met opgewondenheid, en dat ons dit sal gebruik, al is dit net, Here, om vir 'n bedrukte 'n glimlag te gee, al is dit net vir iemand wat miskien honger is, 'n stukkie brood te gee, of vir iemand wat dors is, miskien net 'n beker water te gee. Maar dankie dat U ons rig, en dankie dat U ons lei, en dankie dat U ons gebruik as instrumente in U hand tot eer van die wonderlike naam. Kom ons sê vir die Here baie dankie vir sy woord. Sy woord, 'n ewige woord, 'n standvastige woord, 'n onverganklike woord. Kom ons eer hom. Baie dankie Here vir U woord. O Here, as dit nie vir U woord was nie, waar sou ons gewees het? Dankie dat U woord vir ons in hierdie tyd 'n maatstaf is waaraan ons lewe kan meet. Dankie dat U woord vir ons soos 'n spieël kan wees, dat wanneer ons in die spieël van die woord kyk, dat ons onsself sal kan raak sien, Here. En as daar enige iets is wat ons merk wat, Here, nie welbehaaglik is voor U aangesig nie, ag, maak ons attent daarop, Here. Dankie dat ons dit wat U nie behaag nie sal aflê, dat ons dit sal neerlê. En baie, baie dankie, Here, dat dit U woord is wat geloof skep, U woord is wat geloof loslaat in ons lewens, en so eer ons U vir die beloftes van die ewige woord. Dankie dat ons daardie beloftes kan neem, en dankie dat ons daardie beloftes kan deel maak van ons lewe, Here. Ons anker onsself vas aan die onfeilbare ewige woord, Here. U woord wat sal bly staan tot in al die ewigheid, al sal die aarde opbreek en so stof in die niet wegwaai, dan sal U kosbare woord wat onverganklik is, ewig bly staan. Dankie dat U die waarborg is, die borg tot die vervulling van die beloftes van U woorde, en dankie Here dat U daardie beloftes dan so gestand hou in my broer se lewe, in my suster se lewe. O Here, U is getrou, en daarom eer ons U. Baie, baie dankie dat U ons bedien. Dankie vir die dienende geeste, dankie vir die engele, Here, wat vir ons bedien ooreenkomstig die opdrag van God die Vader wat hulle uitstuur. Dankie dat U beskerm ons, dankie dat U hou ons in die holte van die hand, en niemand sal ons uit die hand uitdruk nie, want U beloof, Here, dat ons lewe is verborge in Christus, en ons lewe is verborge in God, en daarom sal niemand ons uit die hand uitdruk nie. Daarom is ons veilig, ons voel geburger in U, en daarom eer ons U, Here, dat ons kan vasstaan. Baie dankie vir die autoriteit wat U vir ons gegee het, in U wonderlike naam.
naam en vir die krag wat daar is deur die kosbare bloed van die lam. En dankie Here vir die riglyne wat U vir ons gegee het in die kosbare woorde, dat wanneer daar aanvalle kom na ons kant toe, dat ons kan opstaan, dat ons dit kan weerstaan in die naam van die Here. As daar vuurige pyle kom, Here, dankie dat ons die skild van die geloof kan ophef in die naam van die Here, en daar die vuurige pyle kan uitblus in die naam van Jesus. Dankie Here dat U sê ons is nie onbekend met die planne van die vuil duiwel nie. Nee Here, maar dankie dat ons 'n skans kan opwerp teen sy aanvalle. En dankie Here dat elke vesting wat nie van U af is nie, dankie dat ons dit kan neerwerp in die naam van Jesus Christus, die Seun van die Allerhoogste God. Dankie dat ons staan triomfanklike in die naam van Hom wat ons geroep het vanuit die duisternis tot die wonderbaarlike lig. En dankie dat ons triomfeer. Ons triomfeer deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienisse. En ons bely in hierdie oomblik van tyd dat Jesus Christus is die Here. Hy is die Heer oor ons gees, Hy is die Heer oor ons siel, Hy is die Heer oor ons liggaam, Hy is die Heer oor ons toekoms. Daar die ongebore dae, maande en jare is in sy hande en dis in sy mag om dit mooi te maak. En ons sê vir U baie dankie Here, dat ons kan bely dat ons U gunsgenote is. Wonderbaarlik is dit, om dan so te kan bely dat die Here wat ons dien is ons herder. En dankie dat ons weet, ons herder is die een wat ons lei na groenwy velde van goddelike krag, na waters van verkoking deur sy ewige gees. En dankie dat U ons nooit ooit in die steek sal laat nie. Nee Here, maar baie dankie dat ons nou kan intree vir ons gemeente, Here. Baie dankie vir dit wat U vir ons doen in die Rodepoort gemeente. Dankie vir kosbare siele wat bygevoeg word. Dankie dat ons die gemeente se deure waawyd kan oopmaak vir hulle wat honger is, vir hulle wat dors is, vir hulle wat behoeftig is, vir hulle wat miskien seer gekry het en geval het langs die lewenspad. Dankie dat hierdie gemeente nie net alleen 'n oase sal wees vir verkoking vir 'n moeggejaagde siel voor die stormgety van die lewe nie. Nee Here, maar dankie dat hierdie gemeente geken sal word daaraan dat dit ook 'n hospitaal is, 'n hospitaal waar ons Here miskien hulle wat seer gekry het kan verbind, die olie van die Gees kan uitgiet in stikkende harte en lewens. En dankie Here vir restaurasiewerk wat U doen. Dankie dat U voeg by die gemeente, Here, die wat gered is. En ons eer U, Here, vir die seën op hierdie gemeente. Dankie vir die seën op elke lidmaat. Dankie vir die seën, Here, op elke aanhanger. Dankie vir die seën op elke besoeker. O Here, dat wanneer hulle by hierdie deure sal instap die komende Sondag en die dae wat sal volg, dat hulle sal gewaar hulle stap in die teenwoordigheid van die Skepper, Heer, in terwyl die salwing van die Heilige Gees, Here, elke juk sal verbreek en elke strop sal laat afval. Dankie dat U naam verheerlik is in elke hart, in elke siel en elke lewe. En so eer ons U, Here, dat ons dan kan in elke departement van hierdie gemeente opdra en voor U. Dankie dat U seën ons jeug, Here. U seën ons sonnaskooldepartement, daar die kleuters en daar die peters. U seën ons senior burgers, Here, elke man en elke vroue. Dankie dat U glimlag oor elkeen se lewe met die glans van U heerlikheid, U krag en die wonderlike genade. Dankie Here dat ons elkeen kan seën vir hulle liefde teenoor U en teenoor U werke. En dankie dat ons die belange van U werk op ons harte kan dra en U eerste stel, Here. En dankie dat U beloof dat wanneer ons U eerste stel en U koninkryk eerste soek, dan sal U kom en dan sal U al die ander dinge vir ons byvoeg. Daarom eer ons U, Here. Ons is opgewonde vir dit wat U besig is om te doen. En dankie vir die voorreg om deel te kan wees daaraan. Dankie dan so vir die seën op elkeen wat aangesluit het by ons bidsessie in hierdie oomblik van tyd. Dankie Here, dat U dan so kom en dat U net glimlag oor elkeen se lewe met U heerlikheid. Ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Baie dankie dat U aangesluit het. Die Here seën U en die vrede van die Here gaan met U.